Okay. Die storie vandag is van die goeie saaier. Wat is 'n saaier? 'n boer? Ja, hy saai saaitjies. Soos as hy nou 'n koringboer is. Nou in daai tyd, vandag het hulle groot masjiene en allerlei fancy maniere om die goed te doen, maar in daai tyd dan vat die saaier, hy sit so 'n sak, amper soos jou ma se handsak, maar hy sit dit hier skuins oor sy skouer en dan al die saad is in die saadsak. En wat ek nou gehoor het is, hulle breek nie eers die grond met 'n ploeg en dan saai hulle nie. Daai mense het eers gesaai en dan breek hulle die grond. So nou vat hy die saad so, en dan stap hy nou so, en dan gooi hy die saad, en dan gooi hy die saad, en hy gooi die saad, en hy gooi die saad. En party van daai saadjies, dit val so waar sy voete nou geloop het, en die grond is al hard getrap, vasgetrap. Ag, daai saadjies beteken niks, die voeltjies kom so agter hom. En dan land die vinke en mossies en ander voeltjies, dan land hulle so op die grond, vlieg dit op die grond en pik, 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 pik. Dan pik hulle al die saadjies op. En dan van die saad wat hy saai, wat hy nie kan sien nie, hy kan mos nie sien wat is onder die grond nie, nê. So wat onder die grond is, op een plek, dit is net so, as die grond nou hier is, nê, en jy loop nou so op die grond, net hier onder die grond, so entjie onder, is daar 'n rots, maar hy kan dit nie sien nie. En soos daai saadjies nou in die grond ingaan, en hy gooi dit nat met water of dit reën, dan kan daai saadjies dit nie lekker diep wortels nie, want dit gaan in die rots vas. En dan groei dit vinnig op, en as die son skyn, dan vrek dit. Dan sien jy die plantjie maak so. Want sy wortels kan nie lekker diep gaan daaronder waar die grond klam is en nat is, en die water tot diep gegaan het nie. En dan hou hy aansaai, en hy hou aansaai, en hy gooi weer op die grond die saad, en wat hy nie kan sien nie, is op 'n ander plek onder die grond, is daar iets anders, ander saadjies. Wie wil raai wat se saadjies is dit? Dorings, ja, dorings en onkruid. So, as dit nou reën, dan groei daai doringplante en die onkruid groei baie vinniger as die koring, en dan groei dit so bo die koring, dan kan die koring nie genoeg sonlig kry nie, dan vrek dit. En hy hou aansaai, en dan gooi hy die saad op goeie grond wat presies reg is vir koring. En dan groei daai koringplante, hulle wortels gaan lekker diep, hulle groei op, en groei, en groei, en groei, en groei. En as jy nou een saadjie geplant het, hoeveel koringplantjies kom op? Wel net een, maar hoeveel koring is op daai een plantjie nou? Op party het 30 koringkorrels op, party het 60, party het sommer 100, van een saadjie. En as hy klaar gesaai het in die dag, dan sê Jesus, dan gaan slaap die saaier, en hy is rustig, want hy gaan dit mos nie laat groei nie. Wie van julle het al 'n saadjie geplant? Okay. Het julle weer oopgegrawe om te kyk of dit groei? Ja, jy moenie dit doen, dis dom. En so, dis wat die boer doen. As die boer gaan saai het, dan weet hy moenie die grond heeltyd oopgrawe kyk, groei dit al. Hy moet dit net los. Dis God wat die saad laat groei. Ons kan dit net plant, en ons kan vir dit miskien water gee, of ons bid vir reën. Maar dis net God wat dit kan laat groei. God se koninkryk is soos 'n baie klein saadjie. As jy hom so in jou hand hou, hy sal net so 'n spikkel wees. Jy weet as jy in die skool in jou boek skryf, of jy lees in jou handboek, en daar's 'n punt aan die einde van die sin, hoe groot is die punt? So klein. En dis hoe 'n mosterdsaadjie is. 'n Mosterdsaadjie is baie klein, maar Jesus sê, as jy daai saadjie plant, dan word dit die grootste plant in die hele tuin. En al die voëls kom soontoe, en hulle maak neste in die mosterdplant. En dis hoe Jesus sê sy koninkryk is. Sy koninkryk is soos 'n man wat gaan saai. Wie's daai saaier? Wie dink julle is die goeie saaier? Ja, is Jesus, nee, is nie ek nie. Ek moet net vir julle sê wat Jesus sê, as ek preek, en ek moet vir die kinders storie ook. En Tannie Tammy, as sy vir julle in sonnaarskool leer, en Tannie Beryl, hulle moet net vir julle sê wat Jesus gesê het, in sy woord. En daai woord wat ons leer, wat ek nou gaan vir die groot mense preek, en vir die kinders, julle moet ook luister,
En so as ek God se woord vir julle sê, die Bybel, dan is dit so saad wat ek gooi. En ek gooi die saad, dan's Jesus besig, want hy is die goeie saaier, dan gooi hy die saad van die woord, en hy gooi die saad, en hy gooi die saad, en ons lewens is soos daai grond. Party grond is baie goed, ander grond het dorings in, ander grond is, of daar 'n rots onder die grond is, jy kan dit nie sien nie, en ander van die saad wat so gegooi word, party mense luister nie eers nie, hulle dink, kan nie wag tot na kerk nie, want ons gaan lekker eet hê, of ons gaan braai, of ons het vriende wat by ons kom kerk, en dan luister hulle nie na God se woord nie, en dan is dit eintlik, die voëls is, dis soos die voëls vir die saad oppik, dis hoe die duiwel is, dan sê hy, moenie nou na die preek luister nie, dink aan daai nuwe speelding wat jy gekry het, jy moenie nou na die preek luister nie, jou boetie irriteer jou, knyp hom, ja, en dan wat die duiwel doen is, hy wil nie hê ons met God se woord hoor nie, dat dit nie ons lewens kan verander nie, hy wil nie hê dit met ons lewens verander nie, hy wil nie hê ons moet in Jesus glo en verstaan en Jesus lief hê en hom volg nie, ja, en dan, daai wat in die dorings geval het, dit is soos mense wat, hulle hoor die woord, en dan dink hulle, nee, ek kan nie wag tot ek weer gaan werk môre nie, dat ek kan geld maak, het gaan net vir hulle oor geld, en ander mense is te bekommer daaroor, as dit bietjie sleg gaan, hulle is so opgewonde, onthou hulle daai plantjie wat gegroei het so in die vlak grond, met die rots, groei vinnig, hulle is so, dit was so 'n goeie preek gewees, ek so bly om van Jesus te hoor, maar as hulle uitgaan, dan gebeur iets sleg miskien met hulle, of die duiwel versoek hulle, los maar die Bybel. Ek wou dit nou gelees het by die huis om meer te leer van, nee wat, ek het belangriker dinge om nou te doen. En dan wil hulle nie God se woord verder hê nie. En die wat die goeie grond is, dis daai mense wat, hulle hoor die woord, en dan dink hulle, ja, ek wil gehoorsaam wees, ek wil doen wat die Here vir my in sy woord gesê het, en hulle gehoorsaam hom, hulle glo hom. En dan daai ander enetjie wat ek gesê het van die mosterdsaadjie, wat Jesus bedoel het daarso is, die koninkryk het klein begin. Hoeveel disippels het Jesus gehad? Weet julle? Wie weet? 12. Ja, jy het nie eens jou hand opgesteek nie en jy weet. Was dit jy wat gesê het of jy? OK, ek kan my aanvat. OK. So hy 12 disippels gehad. Hoeveel disippels het Jesus vandag? Baie. Miljoene. Ja, miljoene disippels. So hoe het die koninkryk begin? Soos 'n klein mosterdsaadjie, en hoe groot is dit nou? Soos 'n grootste plant in die tuin, en dit sal nog groei. OK. Adrian, wil jy in daai koninkryk wees? Wil jy 'n disipel van Jesus wees? Ja. En sorry? OK, elke een van julle, Delano, Nicolaas, elke een van julle, Jesus roep julle en sê, volg my. Want hy het gekom om mense te red van hulle sonde. Al is jy klein. OK, julle kan gaan sit.